Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Dankie Here dat ons ook vandag, soos elke dag, in U naam hier saam is en begin. Gee dat U naam eer sal kry, dat U verheerlik sal word nou en elke dag tot in ewigheid. Amen. Vat God nonsens? Dis 'n vreemde vraag, maar tog relevant. Dit laat my dink op 'n ligter lyn aan 'n vriend van my wat een keer moedeloos was in sy gemeente, 'n leraarsvriend, en toe sê hy gaan 'n nuwe kerk begin met 'n nuwe naam, die Vat nie nonsens nie kerk. Want hy sê hy is so moeg vir nonsens, en as iemand aansluit by daardie kerk, gaan sy eerste vraag wees, is jy vol nonsens? Maar ernstiger, vat God nonsens? Dit is 'n gesprek wat mens baie keer in die kerk hoor. Deesdae veral, party mense sê, al wat die kerk preek is God se liefde, en mens hoor niks meer van straf en oordeel nie, en dan's daar 'n ander groep wat die heeltyd nou weer net God se oordeele preek. In gewone taal, moet jy mense bang maak met die hel en die vure van die hel? Moet jy met God se oordeele die heeltyd werk, of moet jy met God se liefde werk? Vat God nonsens? Ons rigsnoer, ons padwyser, soos altyd, is die woord van God. En kom ons begin dan net by die eerste Johannesbrief, by 1 Johannes 4 wil ek net vir 'n oomblik aansluit, voordat ek eintlik vandag saam met jou uit die Openbaring boek wil reis, om hierdie vraag vanuit God se perspektief te beantwoord. Kom ons sê heel eerste vir mekaar, die heel eenvoudigste, die heel duidelikste samevatting van die karakter, die wese van God, is wat 1 Johannes 4 onder andere sê, God is liefde. Daar's nie 'n gesprek daaroor nie. God openbaar homself as die God van liefde. God is liefde, maar sê 1 Johannes 4, hierdie liefde het 'n spesifieke inhoud en 'n spesifieke naam, Jesus Christus en die kruis. God bewys sy liefde dat Christus gekruisig is. Dit is ware liefde. Dis ook die groot Johannes 3 vers 16, God se liefde is dat Christus vir ons gesterf het, sodat ons nie verlore sal wees nie, maar gered sal wees. God is liefde. Maar dis nie al wie God is nie. God sê meer oor homself in sy woord, as dat hy liefde is. Dis die basiese, die bousteen. Maar God is ook die God wat regverdig is, en wat goed is, en wat nie nonsens vat nie, as ek mag sê. En ek wil saam met jou blaai na presies dit, na Openbaring 16, waar Johannes besig is in Openbaring om te vertel hoe God in die wêreld aan die handel is. Jy sal onthou as jy die Openbaring boek ken, of al deurgelees het, dat hy vir ons vertel van 7 seels wat oopgemaak word, van 7 trompette wat blaas, en hier in hoofstuk 15-16 van 7 bakke vol van God se wraak wat op die aarde uitgegooi word. En dan vertel 'n engel in die hemel vir ons van God se karakter. Ek lees saam met jou Openbaring 16 vers 5. Ek het gehoor hoe die engel wat aan die hoof staan van die water, dit is die waters wat so uitgegiet word, sê, U, en nou praat hy oor God, U is regverdig en goed, U wat is en U wat was, U is die heilige. U het die oordeel voltrek oor hierdie dinge, want hulle het die bloed vergiet van die heiliges wat aan God behoort en van die profete. Daarom het U vir hulle bloed gegee om te drink. Dit is presies wat hulle verdien. Ek het 'n stem by die altaar hoor sê, Here en almagtige God, U oordeele is regtig waar en goed en reg. God se liefde is 'n heilige liefde.
Dis nie, kan ek dit maar sê, 'n sentimentalistiese, alles is maar okay liefde nie. Dit is C.S. Lewis, die bekende Engelse Christenskrywer, wat gesê het dat baie mense se idee van God is 'n senile grandfather in heaven, 'n tipe seniele hemelse wese wat net moet sorg dat a good time has been had by all, dat almal net 'n goeie tyd sou gehad het, en dan staan hy maar uit die pad uit. Dis nie wie God is nie, sê Lewis. Dis nie wie God is nie, sê die Bybel. God is liefde, maar God het ook 'n oordeelskant. God vat nie nonsens nie kant. God is regverdig. God is heilig. En sy regverdigheid en sy heiligheid maak dat hy ook weerstandig is en weerstand bied teen sonde en onheil en vernietiging. God kan dit nie vat dat sy skepping vernietig word deur sonde nie. God kan dit nie vat dat boosdoeners en boosaards en goddeloses doen wat hulle doen nie. Nog minder kan hy dit vat, soos ons nou sal sien, dat hulle booshede teenoor sy kerk aanrig. God is regverdig. God is die een wat se oordeele daarom oor die wêreld gehoor word. Kantlyn opmerking. As jy die boek Openbaring lees en jy lees dit goed en indringend, gaan jy agterkom dat God se regverdige kant, sy woedende kant waarby ons nou gaan stil staan, is veral op die wêreld gerig. As jy die Ou Testament goed ken, sal jy weet in die Ou Testament is 'n groot deel van die Ou Testamentiese gesprek 'n gesprek tussen God en sy volk. En is God se woede baie sterk op sy eie volk gerig. Ja, die profete kondig ook oordeel aan oor die nasies. Jeremia doen dit, al die ander Jesaja. Maar primêr is God besig om oordeel uit te roep oor sy eie volk. En as jy van die Ou Testament na die Nuwe Testament verskuif hierdie klem ook. Want die Nuwe Testament ken die kruis. Dis die kruis wat in die pad staan, sodat God moet kruis kyk, deur die kruis kyk, as hy na jou en my kyk. Dit is God wat in Christus, jou en my, in genade aansien. Daarom verskuif die Nuwe Testament, en is belangrik dat jy en ek dit vir mekaar sê. God se oordeel weg vanaf die kerk as die ontvanger, soos in die Ou Testament God se volk wat dikwels gestraf is, na die buitewêreld, die omringende wêreld. En dan hoor ek dat God ook die God is, wat oordeel, wat heilig is, wie se heiligheid, as dit geskend word, wat vir die wêreld sê, dit het gevolge, dat God ook gaan straf. Maar dit antwoord nog nie ons primêre vraag nie, kan God kwaad word? Verseker kan God kwaad word. God het emosie, God voel, hy voel diep. Dit sien ons in die Ou Testament. Hy voel dit diep, het hy vir Hosea gesê, as sy volk van hom af wegloop. Hy is soos 'n minnaar, wat sy volk weer bemin en wil terugwen met liefde. Hy is soos 'n ouer wat hierdie kinders vashou, wat van hom af weggeloop het, en sy wegloop kinders kom soek. God voel en beleef diep wanneer sonde in die wêreld is. En daarom hoor ek dat hierdie einste God dit dan ook uitroep, in woedende taal, as die wêreld van hom af wegloop, dat hy met straf en met oordeel op hulle losbreek. Hoor net in hoofstuk 11, hoe as die trompette, die sewende engel 'n trompet blaas, dan hoor ek hoe God, hoe die 24 ouderlinge, hoofstuk 11 vers 16 van Openbaring, voor God neerval en God aanbid, en hulle sê, ons is vol dankbaarheid teenoor U, Here God Almagtig. U is die een wat is en die een wat was. U het die groot mag opgeneem, nou heers U. So met ander woorde, ons is nou in die hemel.
Johannes het ons in hoofstuk 16 vinnig in die hemel ingevat en vertel van God se regverdigheid. Nou doen hy dit weer 'n keer in hoofstuk 11 en nou hoor ons van God se woede. Want hierdie is hoofstukke wat afspeel in die hemel, terwyl die aardse gemors nog aan die gang is voor die wederkoms. Ek lees in Openbaring 11 vers 18. Die nasies het baie kwaad geword, maar u het ook baie kwaad geword, en die tyd van wraak laat aanbreek. Die tyd het aangebreek om oor die dooies te oordeel, en om 'n beloning te gee vir die knegte. Dit is die profete en al die heiliges, wat aan God behoort. Dit is hulle almal, klein en groot, wat eerbied en respek vir die naam het. Die tyd het ook aangebreek om daardie mense te vernietig, wat die aarde vernietig. So in hoofstuk 16 het ons gehoor hoe 'n engel in die hemel vir ons sê, God is regverdig en God is heilig. Nou hoor ons hoe die hemelse kerk bid in hierdie teks wanneer die wederkoms op pad is om aan te breek, dan sê die hemelse kerk, die nasies is kwaad vir God en God sê, ek is kwaad vir julle. En dan gee Openbaring die rede hoekom God kwaad is. Hoor dit weer, want hulle het God se mense beskadig en seer gemaak en doodgemaak. Nog altyd in die Bybel sê God, moenie aan my mense raak nie. Jesus het dit ook gesê, onthou jy? Matteus 18, wie aan een van hierdie kleintjies van my vat, sal met my te doen kry. Vat aan God se mense en jy vat aan God. Vat aan 'n gelowige en jy vat aan Jesus. Want hy het duur betaal vir ons. Hy het ons gekoop, losgekoop. En daarom is God woedend en brand God se toorn in Openbaring. Trouwens, toe ek voorberei het, het ek gesien Johannes gebruik 2 groot Griekse woorde, min of meer 16 keer reg deur die boek Openbaring vir God se woede. En God se woede teenoor die wêreld wat sy skepping vernietig, wat weier om te aanbid, is so groot dat selfs die hemelse ruimtes vol van die rook van die Here se woede raak, vertel Openbaring. God kan dit nie vat dat mense droog maak nie. God slaap nie. God is nie aan die slaap nie. Maar, God is nie 'n wraakgierige God nie, vengeful, soos die Engelse sê nie. God gee tyd. Is dit nie die groot woorde van Petrus in 2 Petrus 3 vers 9, waar Petrus met die spotters praat, met mense wat God koggel en spot, en sê nou, wanneer gaan die wederkoms aanbreek? En wat Christene belaglik maak nie, dan sê Petrus, maar God sê, dis terwille van julle, dat hy talm, dat hy wag om met sy oordeel te kom. Want, soos 2 Petrus 3 vers 9 sê, God het nie bedoel dat ons verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. En daarom is God lankmoedig en geduldig. Daarom straf God nie elke keer dadelik nie. Daarom is God nie besig om die heeltyd mense op verneinige maniere te probeer terugkry nie. Daarom stuur hy sy kerk met 'n boodskap, want God weet wat wag. En in geval jy en ek gewonder het, hoe lyk die einde op die dag van die Here? En Johannes gee dit vir ons in Openbaring 6. Op die laaste dag gaan God se woede ontplof. En God weet wat lê voor, en daarom stel hy by wyse van Spreuke die kerk aan om vir mense te gaan oproep, om te sê, God vat nie nonsens nie, maar God is nie 'n wraakgierige God nie, hy kry nie lekker om mense seer te maak nie, hy is nie soos die afgode soos Baal en Zeus en al die mitologiese gode wat daarvan hou om vuur op mense te laat reën nie. Jesus is die brandweerman uit die hemel. Hy is die lewende water. Hy wil die vure doodblaas. Onthou jy? Onthou jy Lukas 9? Toe Johannes en Jakobus, die 2 disippels daar in Lukas 9, vuur uit die hemel wou afbid op die Samaritaanse dorp wat Jesus verwerp het. Wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, stadig, kalm, ons gaan dit nie doen nie. Jesus is die water, Johannes 7. Die lewende water. En daarom ja, sê ons vir mekaar, ja, God is liefde, heel eerste, 1 Johannes 4. God se liefde word deur die kruis gedefinieer,
Maar God se liefde is 'n heilige liefde wat hom nie blind maak vir sonde nie, want hy is ook die God van geregtigheid, soos die engele in die hemel bely. God is heilig en regverdig en daarom kan hy sonde nie vat nie. En daarom is hy woedend wanneer sy skepping vernietig word. En is hy woedend wanneer gelowiges benadeel word en wanneer sondaars met hom spot. Dit skree ten hemele. Maar God is lankmoedig, want hy weet wat lê voor. Hoor net hoe lyk die laaste dag. Dis nie geklassifiseerde inligting nie. Johannes vertel vir ons glashelder wanneer die wederkoms aanbreek. Die Here laat hom die slottoneel van die wêreld sien. Ek lees saam met jou Openbaring 6 vers 15. Al die konings op die aarde en al die baie belangrike mense en al die militêre aanvoerders en al die rykes en die armes en elke slaaf en elke vrye persoon het weggekruip. Hulle het probeer om hulle self te versteek in grotte en tussen die rotse en skeure in die berge. Hulle het te vergeefs vir die berge en die rotse gesmeek. Bedek ons, steek ons weg vir hom wat op die troon sit. Ons kan dit nie waag om in sy gesig te kyk nie. Steek ons weg sodat die woede van die lam ons ook nie tref nie. Want die groot dag van die God en die lam se oordeel en woede het aangebreek. Wie is in staat om dit te deurstaan? Wie kan staande bly? Die dag van die Here is 'n dag van val. Die sondaars, goddeloses, magtiges, hulle wat nou spot, hulle wat met God die spot dryf, sal dan kruip en wegkruip, vlug en probeer wegvlug. Hulle sal uitroep, bedek ons berge, beskerm ons vir die woede van God en die woede van Christus. Nee, Jesus is nie net met respect, gentle Jesus, meek and mild nie. Jesus se woede ontvlam teenoor almal op die dag van die Here. Op die dag dat daar geen verdere uitstel meer is nie. Die dag dat God uitgestel het so ver hy kan, gepleit het so lank hy kan, met sy genade probeer het om en inderdaad dit reg gekry het om lewens in biljoene te verander het. God probeer nie net nie, hy verander. Maar op hierdie dag kruip almal weg en dan vra Openbaring, wie sal staande bly? Dis vir my die mooiste vraag in Openbaring. Last man standing, last woman standing, wie sal staande bly op die dag van die Here? Dan antwoord Openbaring 7 vers 9 en kyk na die ander kant van God, na die reddingskant van God. Ja, die God wat nie nonsens vat nie, is ook die God wat genade uitdeel. Hierna het ek weer gekyk, Openbaring 7 vers 9, toe sien ek dit, daar was 'n reuse skare, daar was so baie mense dat niemand hulle kon tel nie, hulle het gekom uit elke stam en nasie en groep en volk en taal op aarde, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, hulle het lang wit klere aangetree, hulle het palmtakke in hulle hande vasgehou, toe roep hulle kliphard uit, ons redding word deur God aan ons gegee. Dit is hy wat as heerser op sy troon sit. Ons redding word ook deur die lam aan ons gegee. Goeie nuus, né? Die laaste dag eindig goed vir gelowiges. Die God wat nie nonsens vat nie, wat sonde nie kan uitstaan nie, is die God van liefde. Is nie die God wat mense hemel toe dreig deur vure van die hel nie. Jesus gebruik nie die oppositie om ons in die hemel te kry nie. Jy moet nie hoor hoe sleg die hel gaan wees sodat jy sal glo nie. Wat 'n slegte rede om te glo. Jesus nooi jou uit. En dit is presies hoe die boek Openbaring afsluit. Hoor net hoe sluit Openbaring af met hierdie fenominale goeie nuus. Vers 12 van Openbaring 22. Toe sê die Here, let op, ek kom binnekort terug. Ek bring my beloning saam met my. Ek sal vir elkeen gee wat hulle verdien volgens wat hulle gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die oorsprong en die uiteinde van alles. Geseënd en bevoorreg is elkeen wat hulle klere skoon was. Dit gee vir hulle die gesag om te eet van die boom wat vir altyd lewe gee. Hulle mag deur die hekke instap in die nuwe stad van God. Hulle mag hier bly. En dan vers 17, die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat hoor moet sê, kom. Elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat daardie water wil hê wat vir altyd lewe gee, moet dit verniet kom kry. Die Here roep, hy nooi.
Hy dreig jou nie hemel toe nie. Hy maak jou nie bang met die vure van die hel om jou te laat glo nie. Dis 'n feit. Dis net 'n feit dat God nie moeilikheid vat nie. Dis net 'n feit dat daar 'n ewige oordeel is. Dis wat dit is. God sê, ek is nie soos hoe C.S. Lewis gesê, ek is nie 'n grandfather in heaven nie. Ek is die lewende, aktiewe God wat handel, wat red, wat ingryp, wat verander. Maar ek is die God wat regverdig is, soos die engele uitroep in Openbaring 16. Ek is die God wat kwaad word, soos die hemelse kerk uitroep oor al die onreg in die wêreld. Maar ek is lankmoedig en genadig, soos wat 2 Petrus 3 vers 9 sê. Want daar kom 'n dag, en ons het daarvan gelees, dat mense sal sê, berge val op ons, heuwels bedek ons vir die woede van God. God dank. Christus het tot by jou en my gekom. En dis hoekom ons vandag ook hier by E-Kerk die ete van die Here saam vier. Die ete van die Here wat sê, geseënd en bevoorreg is elkeen wie se klere gewas is deur die bloed van die lam. Geseënd is elkeen wat sê Jesus is die Here. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar die Gees van die Here. Geseënd is jy as jy vir Jesus ken. As jy tel onder al sy kosbare mense, want dit is juis waarvoor hy gekom het, om te koop en nuut te maak, om lewe te gee wat tot in ewigheid hou, om lewe te gee wat sal maak dat ek en jy op die dag van die Here staande sal bly, en dat die lam en hom wat op die troon sit, ons redder sal wees. En daarom wil ek jou uitnooi, want ons vier vandag die ete van die Here ook hier by E-Kerk, of soos wat ons dit tradisioneel noem, die nagmaal. Dit is die ete van die Here. En as jy by jou bietjie brood het en jou bietjie wyn, dan wil ek jou nooi om saam met my na te dink, dat juis die liggaam van Jesus gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes, sodat God nie meer vir jou en my sal kwaad wees as ons glo nie. Neem, eet en glo dat hy dit vir jou gedoen het. En saam met die brood neem ons ook die wyn, wat ons herinner aan die liggaam van Christus, sy bloed, wat vir ons gestort is. Glo dat dit gedoen is vir jou, dat daar vir jou plek is nou en tot in ewigheid by die Here. Baie dankie Here dat u liggaam vir ons gebreek is en die bloed gevloei het. U vat nie nonsens nie, maar u vat sondaars terug. U vat ons in genade en in liefde. Dit vertel die ete van die Here wat ons nou saam gevier het vir ons. Gee dat ons met hoop sal lewe, dat ons u as die Heilige ook sal ken, die God van liefde wie se toorn ontvlam, maar die Here wat in Christus redding bring. Gee dat ons dit sal omarm en sal omhels en met ons lewe sal glo en van die dakke af sal uitbasyn. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.